Ons gaan nou staan vir die toetrede lied, Psalm 171, strofes 1 en 2, daarna die fotum, die seëngroet, en uit dankbaarheid sing ons dan op vonklied 347, strofes 1 tot 4. Al die liedere wat ons môre sing is nuwe liedere, maar kom ons sing van harte saam. As Jesus sy heel bekendste preek begin, dan gee hy 'n prentjie van hoe anders dinge in God se koninkryk is as in hierdie wêreld. Hy begin dan in sy gesprek met die woorde: "Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel." Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. So
vir ons geloofsbelijdenis vanmôre laai ons na die Heidelbergse Katekismes. Ons begin by die begin, Sondag 1, vraag 1. Vraag 1 is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan antwoord die Heidelbergse Katekismes soos volg. Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop sal val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voort te gaan en vir hom te lewe. Geliefdes, laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van die sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos Jesus het vir ons opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoorende neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Geliefdes, kom dat ons op hierdie oomblik saam bid. Here, U het ons vanmôre in die huis by mekaar gebring. Ons dankie Here vir die werking van die Gees in ons. Ons dankie om in die geloof as broers en susters in mekaar se teenwoordigheid te wees. Maar die grootste dank is dat U ook, Here, hier teenwoordig is. En daarmee bely ons U grootheid wat ons nie eers kan verstaan, kan begryp of kan beskryf nie. Want Here, U is nou hier en elke ander plek in die wêreld teenwoordig. Dit gaan ons verstaan te bowe. Hemelse Vader, wanneer ons vanmôre teenwoordig is, wil ons na die woord luister. Wil ons, Here, dit in ons hart inneem. Wil ons daaroor dink, wil ons daaroor praat, wil ons dit gaan leef. Wanneer ons vanmôre by mekaar is, Here, wil ons ook vir mekaar bid. U ken elkeen van ons ook, wie van ons wat nie vanmôre hier is, kan of wil wees. Ons dink aan hulle, Here, wat Here baie moeilike tyd in hulle lewe gaan. Moeilike uitdagings ervaar en beleef. Dalk siekte, dalk verlies, dalk het dinge nie gebeur soos hulle dit verwag het nie. Dalk loop dinge nie so glad in die lewe soos ons dit graag sou wil hê nie. Daarom bid ons vanmôre vir mekaar, Here, dat ons sal besef, ons bly in die Vader. En U is met ons wanneer dit goed gaan, U is met ons wanneer dit swaar en moeilik gaan. Dankie, Here, dat ons soos vlei in die Vaderhand is. Ons bid vir die kerk reg oor die wêreld. Ons bid, Here, dat die kerk sal sterk staan en sal sterk bly in die verkondiging van die blye evangelie. Jesus Christus leef en hy het vir ons sonde gesterf. Mag ons elke keer
op watter manier wat ons dit kan doen, die evangelie uitdra na alle mense wat hier op ons radarskerm plaas. Vergifnis van ons sonde, Here, verbaas en verstom ons, dat U soveel geduld met ons het, dat U soveel kere ons skoon was, dat U ons soveel kere weer nuut laat begin, dat U nooit terugkyk of verwyder waar U vergewe het. Laat ons nou U woord hoor. Amen. Is daar 'n lied nou? Kom ons sing, ek dink is Gesang 164, terwyl ons net so bly sit saam. Ons lees vanmôre oor die pottebakker en die klei uit die boek Jeremia. Die boek Jeremia speel af een van die mees onstuimigste tye in die geskiedenis van Juda. Die laat 7de eeu, vroeg 6de eeu voor Christus se geboorte. Dit was 'n tyd van politieke onstabiliteit, 'n tyd van morele verval en geestelike vervlakking. Die groot magte van die wêreld was op daardie stadium aan die stoei en aan die wissel. Assirië, wat eeue lank oor die streek geheers het begin verdrokkel, terwyl Babylon onder leiding van Nebukadneser vinnig aan mag toegeneem het. Tussen hierdie twee groot wêreldmoondhede van Assirië aan die een kant en Babilonië aan die ander kant, was daar 'n klein volk. Jy moet onthou, die hele Israel is so groot soos die Vrystaat. 'n Klein volk, die volk Juda. En tussen al hierdie dinge wat gebeur in die wêreld, moes hierdie klein volkie oorleef. Soms het hulle slim politieke alliansies gesluit. Soms het hulle kompromieë aangegaan. Dikwels het hulle vertroue in die Here in hierdie tyd laat gaan. In hierdie tyd roep God vir Jeremia om in hierdie krisistyd vir die handjievol gelowiges 'n profeet te wees. Sy bediening begin omstreeks 627 voor Christus, in die dae toe in Juda die koning Josia was. In daardie tyd, terwyl die wêreld so de mekaar raak, was daar effens van 'n hervorming en 'n herlewing onder die Jode. Josia het probeer om die volk terug te bring om die Here te aanbid met hulle hele hart, al hulle krag en verstand. En in die puinhope van die tempel het hulle die wet van die Here ontdek en hulle het dit weer gepreek en aan mekaar gedeel.
Maar toe skielik sterf ook Josua. En na Josua het die konings en die leiers van die Joodse volk die volk gelei om afvallig te raak, om deel te word van die wêreld waarin hulle geleef het. Hulle gerigtheid op God was nie meer so sterk nie. Ja, hulle het tempel toe gegaan. Hulle het selfs offers in die tempel gebring. Hulle was selfs gereeld daar, maar hulle hart was eintlik ook nog ver van God. En in hierdie tyd kom Jeremia met 'n ongemaklike boodskap na hulle toe. Jeremia moet vir hulle sê, as julle nie julle lewe omkeer en God weer eerste stel nie, as julle nie bekeer nie, dan gaan God sy oordeel oor julle uitspreek. Hy het nie net teen die politieke korrupsie en die afgoderry van sy tyd geprofeteer nie, maar ook teen 'n valse sekuriteit wat die Jode gehad het, dat as die tempel in Jerusalem is, en hulle gaan gereeld tempel toe, en hulle gee hulle offergawes, dat niks met hulle verkeerd sal gebeur nie, al lewe hulle halfhartig teenoor die Here. Die volk het gedink dat hulle onaantastbaar is, omdat hulle die tempel het, dit so 'n pragtige gebou is, hulle het so mooi in stand gehou het, en hulle nog al die dienste daarin gehou het. Maar Jeremia se boodskap is, die tempel sal verwoes word, as hulle nie ook hulle harte verander nie. In die skryf van hierdie inleiding het sekere sleutelgedagtes vir my uitgestaan. Hierdie sleutelgedagtes van 2700 jaar terug trek my ook in ons tyd in. Omstandighede, ons uitdagings. En dis om hierdie rede dat hierdie teksgedeelte ook vanmôre vir elkeen van ons aktueel is. Dit het vir ons betekenis. Ons word eintlik in ons eie wêreld deur hierdie woorde ingetrek. Kom spits die woorde en dan herhaal ek vir u 'n paar sleutelgedagtes en onthou dit. Onstuimige tye in die wêreldgeskiedenis. Politieke onstabiliteit, morele verval, geestelike afvalligheid, groot magte van die wêreld wat wissel en dreig. Dis in hierdie wêreldmoondhede 'n klein handjievol gelowiges wat probeer oorleef. Slim politieke alliansies, kompromieë, die prysgawe van volle vertroue in God, bekering, politieke korrupsie, afgoderry, valse sekuriteit in die nakom van godsdienstige plig. In daardie tyd kry die profeet sy opdrag. En kom ons lees uit Jeremia 18 vers 1 tot 10. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was, hy die klei, het misluk en hy het iets anders gemaak soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei is die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. En die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Ons lees tot sover. Kom ons sing gebed saam.
Kom ons sit onsself terug. In ons gedagtes gaan ons terug. Ons sien die verhaal voor ons oë afspeel. Ons stap eintlik self in die verhaal in 600 jaar voor Christus se geboorte. 2600 jaar van vandag af terug. Ons stap saam met die mense van daardie tyd in die strate van Jerusalem wat vol mense is. Hulle is besig. Daar's handelaars, daar's soldate, daar's priesters, daar's boere, daar's bedelaars, daar's nog baie ander mense. Terwyl ons so deur die strate van Jerusalem loop en al die mense om ons kyk, luister ons waaroor hulle praat. Mense praat oor dieselfde goed as waaroor ons wonder. Hulle praat oor die politieke onstabiliteit van die dag. Hulle praat oor die bedreiging van groot magte soos die Babiloniërs. Hulle praat oor waar gaan ek my brood vandaan kry? Hulle praat oor korrupsie en hulle praat oor die onreg van die wêreld van daardie tyd. Daar is spanning in die lug. Die mense lag nie meer nie, die mense is nie meer vrolik nie, die mense is depressief en morbied. Volk van Juda leef om ons. Skielik besef mense wanneer hulle stil word, miskien is alles in ons lewe nie so reg soos ons dink dit is. Miskien het ons ook al begin, al is ons besig met baie godsdienstige dinge, het ons dalk in verhouding begin om ons rug op die Here te draai. Mense begin wonder, het ek nie dalk stukkie vir stukkie van God af weggedwaal? Maar hulle hou vas. Hulle hou steeds saam met my en jou vas aan hierdie gedagte, God sal ons nie laat val nie. Hy is mos ons God. Hy hou ons mos in stand. Niks sal met ons gebeur nie. En dan gebeur daar met mense. In hierdie wêreld van onsekerheid stuur hy Jeremia in hierdie situasie in. Hy stuur Jeremia nie na die paleis met die politieke leiers om met hulle te gaan onderhandel nie. Hy stuur Jeremia nie na die tempel toe met die hoofpriester en die godsdienstige leiers om met hulle te gaan praat nie. Hy stuur Jeremia na 'n eenvoudige en 'n nederige pottebakker se huis. 'n Stowwerige plek. Geen weelde, geen aansien nie, net stof en klei, vuil hande. Dis hier. Tussen die kleipotte en die klei en pottebakker, dat God sy diepste profesie, sy boodskap aan Jeremia gee, aan die volk gee, aan my en aan jou gee. Jeremia hou die pottebakker dop. Wat is dit wat God vir hom wil sê deur hierdie pottebakker? Hy sien hoe die pottebakker met geduld, sorgvuldig met die klei werk. Iets moois besig is om te vorm. Die pottebakker se voet trap stadig die wiel, sodat dit aangedryf word, sodat die klei deur sy hande draai, en hy druk en hy trek en hy maak nat, sodat daar vorm kan kom. Daar gebeur daar iets snaaks. Die pot waarmee hy besig is, werk nie. En skielik vat die pottebakker daardie klei, en hoor mooi, die verhaal sê nie, hy gooi dit weg. Hy vat daar dieselfde klei wat nou misvorm is, en hy begin dit weer knie en vorm en vou en druk en stamp en klap en wat ook al met die klei gedoen moet word. En hy begin van vooraf op die wiel. En daardie klei wat eens skerwende pot, stikkende skewe wat nie was wat hy moet wees nie, beoordig. En ons hoor die woord, soos klei in die hand van die pottebakker,
so is julle, so is ek en jy, in die hand van die Here. Toe ons het die eerste keer gehoor het, die eerste woorde, kon dit ons seker geskok het. Hulle was 'n trotse volk, hulle het gedog, hulle is baie oulik. Hulle is toch God se volk, uitverkies in die wêreld. Hulle het geglo dat hulle posisie as God se volk onwrikbaar is, dat niks hulle kan tref nie. Maar hier kom die profeet en hy sê, God kan met julle maak soos hy wil. Soos die pottebakker sal God julle ook partykeer weer terugdruk in 'n bondel. Julle van voor af brei, julle weer vou en slaan en knie, en dan weer met julle van voor af. Hoor ons die twee kante in hierdie verhaal. Aan die een kant is daar God se oordeel, die pot is nie reg. Hy het skeef geraak of wat ook al dit is. Aan die ander kant hoor ons God se genade. Ek sal oorbegin met u. Ek sal jou nie weggooi nie. Maak nie saak wat nie, ek sal weer met julle oorbegin. Die volk het ontrou geword. Hulle gedink, hulle kan maar aangaan soos hulle wil, maak soos hulle wil, wat van hulle reg en lekker is. Jeremia waarsku aan die een kant en sê, as jy aan jou eie wil, jou eie kop en jou eie hart volg, dan sal God wat die pottebakker is, jou maar weer 'n bietjie by mekaar moet bring. Jou weer moet brei, jou weer moet knie, jou weer moet vou en moet staan. Nie van voor. Maar die genade, ons sal nie weggegooi word. Ek is nooit te arm, te klein, te sleg, te lelik, te wat ook al vir God om in sy hand 'n mooi kleipot te word. Daar lê die evangelie. Selfs ook in die Ou Testament, God is nooit klaar met mense. En daarvoor het hy ook vir Jesus Christus later gestuur, omdat toe mense dit nie kon regkry om te eie, hy het vir Jesus gestuur het om ons te kom skoon was, om vir ons sonde te kom sterf, die dood vir ons te kom oorwin, sodat ek en jy, as 'n kind van die Here, ook die ewige kan hê. Selfs wanneer hy breek God ons om ons te genees. Nie om ons seer te maak of om lekker te kry, dat ons breek. Wanneer hy ons afbreek, is dit sodat hy ons weer nie kan opbou tot iets moois wat hy beplan het. Hierdie boodskap van 2600 jaar oud troos my steeds vandag. As mens misluk ek soveel kere in my lewe. As mens is ek dikwels ongehoorsaam aan die wil van God. As mens kies ek dikwels myself bo ander mense. As mens raak ek soms kwaad en dan sê en doen ek dinge wat nie moes gebeur het nie. As mens maak ek soms nie die deur van my hart oop as God daarin klop nie. Maar ek hoor die boodskap. Hy sal my nie weggaan. Hy sal my weervat, my weer opbou in 'n lewende verhouding met hom. As hulle hulle harte vir God oopmaak, is dit wanneer hy hulle begin vorm. Maar weet, as die klei gevorm moet word, moet die pottebakker soms sy duim indruk in die klei. Soms moet hy die klei bietjie trek. Dit is 'n pynlike proses. Dis nie vir een van ons lekker nie. En die Jode moes leer, as kind van die Here, is dit ook deel van ons bestaan. Ons leer ook, dat God is die pottebakker. Dat ek moet word en moet wees, wat God my wou hê, ek moet word en wees. Nie ek nie. Nie my wil nie, maar God se wil. Ons beplan, ons organiseer, ons bou, ons beheer. Maar is God wat ons vorm. Is God wat 'n prentjie het van wat hy met hierdie klei op die skyf wil maak
wat ons Hannes noem, of wie ook al van ons. God gee nie moed op nie, ook gehoor. Wanneer 'n klei skeef loop, dan begin jy net van voor af. Om in God se hand te wees, vra ek van my en jou oorgawe. Die klei kan ons nie vir die pottebakker sê wat die pottebakker moet doen. Waarom wil ons vir God sê wat God met my moet doen? Die pottebakker kan net met sy sagte, kan net met hierdie sagte en buigsame klei werk wat ons geword het, omdat ons onsself oorgegee het aan God se proses. Onlangs 'n verhaal gelees van 'n jong vrou wat op 'n pottebakkerskursus gegaan het, en ek weet hier is van julle wat dit ook al gedoen het. Sy wou leer om haar eie breedware te maak. Sy vertel dat die eerste les vir haar 'n openbaring was. Die pottebakker wat haar geleer het gesê, die geheim van die pottebak is nie in die vorm nie, dis in die voorbereiding van die klei. As die klei te droog is, gaan dit nie werk. As die klei te nat is, gly dit tussen jou vingers nie. Daardie deel is my en jou verantwoordelike deel in die lewe. Om onsself, deur ons woorde, deur ons gedagtes, deur ons dade, voor te berei om bruikbare klei te wees in die hand van die pottebakker. Gemeente van ons Here, ook 'n gemeente is klei in die hand van God. As gemeente moet ons ook besef, dis God wat hierdie gemeente vorm en 'n vorm en 'n plan het vir hierdie gemeente, nie ons. Ons is die klei. Deur jare se geloof, deur jare se liefde en deur jare se lyding, dra ons ook hierdie hoop in ons as gemeente. Oor die jare het Sierfontein gemeente 'n warm en 'n omgee gemeente geword. 'n Gemeente wat groei daarin, is nog nie naby waar ons moet wees nie, maar groei daarin om mekaar se laste te dra. Wat vir mekaar bid, wat saam dien. Dit maak ons buigbare, bruikbare klei in die Vader se hand. Ons kan oor hierdie verhaal weer gaan nadink. Wanneer ons dit doen, dink ons aan wat dit beteken het vir die Jode 2600 jaar terug, en ons dink ook oor wat dit vir ons beteken. Ek wil net vir julle sê, die pottebakker se hande is nooit haastig. Dis ons wat haastig is. Hy werk stadig, sorgvuldig, met liefde. Sien dit raak in jou lewe. Aanvaar dit in jou lewe. Mag ons altyd sag bly in die hand van die Almagtige Vader. Mag ons toelaat dat hy ons en ons gemeente vorm, selfs al verstaan ons nie wat nou met ons gebeur nie. Mag ons altyd weet, in sy hand sal selfs ek iets moois maak, iets vir die koninkryk van God. Amen. Ons slotsang is ook ons seënbede, Gesang 269. Luister na die woorde van hierdie lied en ons vra dit vir die Here, want met iets baie mooi deel. Ek het 18 maande 'n proses gefasiliteer in die kerk, waar twee gemeentes met mekaar moes leer saamwerk. Dit was moeilik. Mense was moeilik. Toe begin ons om hierdie lied, elke keer as ons by mekaar kom, te lees. En ek glo deur die Heilige Gees en die woorde van hierdie lied, is daardie gemeente, is nou een gemeente al vir 3-4 jaar.
Hoor jy die mooi woorde? Bedoel dit uit jou hart as jy dit saam sing.